Ons lees vervolgens uit Johannes 3 vers 17 tot 21. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie staan reeds veroordeel omdat hy nie in die naam van die uniek verwekte seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elke een wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word dat hulle in God gedoen is. Hierdie boodskap van die wedergeboorte en die evangelie, naamlik om te glo in die seun van die mens, die uniek verwekte seun van die mens, is 'n baie ongewilde boodskap natuurlik in die wêreld, vir die ongelowiges, die wat nie wedergebore is nie. En die rede waarom hierdie boodskap mense so dwars in die krop steek, is veral vir hierdie twee redes. Aan die een kant, omdat dit 'n baie eksklusiewe boodskap is. In ander woorde, daar is vir jou net redding as jy in Jesus Christus glo. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Daar is nie vir jou redding wanneer jy in enige ander God glo nie. En sien, dis juist hierdie eksklusiwiteit van die boodskap wat vir mense so onaanvaarbaar is. Want waarom is Jesus Christus nou die enigste een? Is hy nie maar net nog 'n God nie, net nog 'n godsdiens, net nog 'n opsie nie? Die Here maak dit baie duidelik, nee, daar is net hierdie een weg, wie in hom glo. En die ander rede waarom die evangelie boodskap so verskriklik wegwerplik is vir die wêreld en vir die ongelowige, is hierdie gedagte dat jy sal moet erken dat jy boos is, dat jy verlossing nodig het, dat jy reeds veroordeel staan, juis omdat jou dade boos is. Jy sien, en dit is natuurlik iets wat die mens onder geen omstandighede wil erken nie. Ek meen, wie van ons wil erken dat ek eintlik sleg is, dat ek eintlik in die duisternis is, dat ek boos is, en omdat ek boos is, staan ek boonop ook nog onder die oordeel van God. Ek staan alreeds onder die oordeel van God. Wat die Here Jesus hier vir ons wys is, solank as wat jy nie glo in Jesus Christus nie, is jy reeds veroordeel, jy is klaar onder die oordeel van God. Solank as wat jy in die duisternis bly en lief is vir jou dade, jou bose dade, jou sonde, solank as wat jy nie bereid is om daai tree te gee, na die lig te stap, en in die geloof Jesus Christus as jou verlosser aan te neem nie, solank as wat jy dit nie doen nie, is jy reeds veroordeel. 'n Uiters ongewilde boodskap. Maar hier is die groot troos van hierdie boodskap, wat die wêreld nie wil hoor nie, en wat hulle mis. Die hele evangelie boodskap is dat Jesus Christus na die aarde toe gekom het, juis om ons te red van hierdie oordeel. Die rede waarom Jesus na die wêreld gekom het, is nie om ons te veroordeel nie, maar om ons te verlos. Die rede waarom Jesus Christus gelei het, gesterf het, opgestaan het uit die dood, is juis vir ons redding. Is juis om vir ons bekend te maak, luister, hier is 'n alternatief. Jy is op pad na die hel. Jy staan onder God se oordeel. Jy is soos die Israeliete daar in die woestyn wat deur die dodelike slange gepik is. Jy is onder die vloek van God. Maar daar's 'n uitweg. Daar's 'n kans. As jy opkyk in geloof na Jesus Christus, as jy in hom glo, ja, hy is die eksklusiewe weg, dan staan jy nie meer onder die oordeel van God nie. Maar dan word jy gered. Dit is so dat ons as mense, wanneer ons sonde doen, jy sal dit sekerlik in jou eie lewe ook daarvan kan getuig, dat ons nie na die lig wil kom nie. In ander woorde, ons wil nie ons dade bekend maak nie. Ons sonde floreer in die geheim, in die duisternis. Maar sodra jy jou sonde bekend maak, sodra jy jou sonde bely en dit na die lig bring,
en dit voor God erken en voor mense teenoor wie jy gesondig het erken. Sodra jy dit doen, dan verwelk daai sonde. Dan is daar ewe skielik genesing en die Here Jesus Christus beloof hier, dan is daar vergifnis, dan is jy nie meer onder God se oordeel nie. Maar ons, wanneer ons nie wedergebore is nie, en die wêreld, haat die lig. En waarom haat ons die lig? Want wanneer jy in die lig instap, in ander woorde, wanneer jy in Jesus Christus glo, dan word jou dade bekend. Dan word jou innerlike gedagtes, die motiewe en intensies waarmee jy geleef het, word onmiddellik in die oopte duidelik gemaak, dat jy toe al die tyd werklik boos is. Dat jy inderdaad redding en verlossing van Jesus Christus nodig het. En dit is iets wat ons van nature nie bereid is om te doen nie. Maar as die Here deur sy Heilige Gees jou heeltemal nuut maak, dan wil jy volgens die waarheid lewe. Kyk mooi, en jy sien hier, om volgens die waarheid te lewe is nie net om volgens die waarheid te dink nie, maar om volgens die waarheid te lewe beteken dade en ook jou gesindheid. So, jou dade en jou gesindheid word verander, soveel so dat jou fokus in die lewe is om die Here te eer. Ja, jy stry teen die sonde, maar jy kom daarmee in die lig. Jy kom daarmee na Jesus Christus toe, want jy weet, sodra jy daarmee na die lig kom, dan is daar vir jou genesing, daar's herstel in jou verhoudings, veral herstel in jou verhouding met God, want die Here Jesus vergewe jou. Jy kom na Jesus Christus toe met jou gebreke, jy wil God eer, jy wil in hom as redder glo, jy wil nie onder die oordeel van God wees nie, dan word jou dade bekend, maar dan word dit ook, sê die skrywer hier, sê Johannes vir ons, dan word dit veral bekend, dat jy volgens die waarheid lewe, dat jou oogmerk die eer van God is. Dat dit wat jy doen, dat dit nie onder God se oordeel staan nie, omdat jy in Jesus Christus glo, en omdat daar vir jou vergifnis is in Christus, beteken nie ons het lisensie om te doen wat ons wil nie. Ons stry teen die sonde. Ons weet, solank as wat ons nie ons sonde bely nie, staan ons onder God se oordeel. Maar ek weet ook, dat wanneer ek na Christus gaan, en aan Christus vasgryp, dan is daar vir my verlossing, en nie veroordeling nie. Kom ons onthou ook, dat ons in ons eie lewens, met ons oortredinge en ons sonde, nie in die donker moet bly nie, solank as wat jy dit stilhou en geheim hou, nie bely teenoor God nie, nie erken teenoor jou medemens nie, solank as wat jy dit doen, gaan jy skuldgevoel hê, gaan dit absoluut in jou hele lewe deurwerk, soveel so, dat dit 'n dodelike effek gaan hê. En buitendien, as ons dit doen, kan daar ook nie vir ons genesing kom nie. Maar wanneer jy in die lig instap, en jou sonde bely en erken dat jou dade boos is, erken dat daar vir jou verlossing is in die Here Jesus Christus, doen dit en jy sal sien, hoe die Here Jesus Christus vir jou vergifnis gee, hoe hy vir jou herstel bewerk, hoe hy vir jou genesing gee, al hierdie dinge uit sy hand, sodra ons in sy lig instap. Ons wil U vra, Hemelse Vader, in ons gebed vanoggend, dat U ons deur U Heilige Gees hierdie gesindheid sal gee om in die waarheid te leef, met ons dade en met ons gesindheid. Help ons om in die lig te lewe, en nie in die donker nie. Help ons ook om die dade van die wêreld, wanneer dit sleg is, dit ook sleg te noem, en dit aan die kaak te stel. Gee dat ons nooit die slegte dinge goed sal noem, en die goeie dinge sleg nie. Gee dat ons nie in die duisternis sal bly nie. Gee dat ons hierdie eksklusiewe boodskap van verlossing in ons Here Jesus Christus aan die wêreld sal verkondig, dat ons dit nie sal afwater nie, maar dat ons sal standvastig bly hierin, om te verkondig, dat daar redding is van die oordeel van God, vir elke een wat in Jesus Christus as verlosser en middelaar glo. Amen.